Ek wil net graag 'n kennisgewing deurgee dat ek voorlopig net tot einde April 2025 elke Sondag boodskappe op die sosiale platform, dit wil sê op die YouTube kanale en ook die gewone video's sal uitstuur. En almal moet maar net daarvan kennis neem dat my maand gaan daar die eerste 3 Sondae nie boodskappe uitgestuur word nie. Ons gaan 'n bietjie Namibië toe, ek gaan 'n bietjie by vriende en familie kuier, maar as dit die Here se wil is, dan stuur ek weer die laaste Sondag in Mei, dis die 25ste Mei, weer soos gebruiklik 'n boodskap op Sondag uit. Baie dankie. Goeiedag lieve luisteraars. Ja, vanoggend is weer eens net so 'n belangrike geleentheid soos wat Vrydag was. Vrydag het ons Goeie Vrydag gevier. Dit was die kruisiging van Jesus. Vandag is 'n uiters belangrike geleentheid wanneer ons praat oor die opstanding van die Here Jesus. En ek wil vertrou dat ook hierdie boodskap vir u baie seën sal inhou. Ons lees saam in Johannes 11 vers 17 tot 27. Waar Johannes skryf, toe Jesus by Lazarus gekom het wat gesterf het, die hele verhaal rondom dit. Ons lees 'n stukkie daarvan. Johannes 11 vanaf vers 17 tot 27. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy, verwysende na Lazarus, al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis gebly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U dit sal gee. Baie aangrypende woorde. Alles wat hy van sy Vader vra, sal sy Vader vir hom gee. Vers 23, en Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Kom ons bid net saam. Wonderlike Here Jesus, ons wil in hierdie tyd wil ons aan U die lof en die aanbidding van ons harte toebring, omdat U vir ons die grootste offer gebring het, wat iemand ooit vir ons as sondaars kon bring. U het U lewe vir ons geoffer. U het die duurste prys betaal vir ons sondes. Maar Here Jesus, as ons dink aan vandag, dan praat ons oor U opstanding. Ons dink daaraan dat U die dood oorwin het, dat U opgestaan het uit die dood, dat U lewe en tot in alle ewigheid lewe, en dat U ook vir ons gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Ons wil bid dat U tot ons harte sal spreek deur hierdie boodskap vanoggend, ook die geleentheid wat ons herdenk, die opstanding van Jesus. Praat met ons, word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek wil net weer aan u voorhou, in ons geleesde gedeelte, Johannes 11 vers 25, waar die Here Jesus van Martha gesê het, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Nou weet jy, dis 'n geweldige belangrike stelling wat die Here Jesus hier gemaak het. En ek wil vanmôre op hierdie opstandingsdag, wil ek met u praat oor hierdie boodskap wat Jesus vir Martha gegee het, waar hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe. En ek praat met u oor hierdie stelling wat die Here Jesus hier gemaak het. Nou, ons geleesde gedeelte handel oor Jesus, wat gehoor het dat Lazarus, vir wie hy baie lief was, ernstig siek was. So 'n paar dae voordat hy gesterf het, het Jesus reeds die boodskap gekry dat hy ernstig siek was. Maar ons lees in hierdie verhaal dat die Here Jesus doelbewus tyd opgemaak het
voordat hy daar by die woning van Lazarus en sy susters in Betanië, net buite Jerusalem, opgedaag het. Lazarus het natuurlik intussen gesterf en sy geliefdes en naasbestaandes het hom reeds in die graf neergelê, want ons lees in Johannes 11 vers 17 staan daar uitdruklik geskryf, toe Jesus daar gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. So die Here Jesus het baie tyd opgemaak, want Lazarus was al 4 dae dood. As jy hierdie verhaal ken, sal jy weet, dat die Here Jesus met 'n spesiale doel weggebly het, sodat hy Lazarus uit die dood kon opwek, en sodoende sy bonatuurlike goddelike krag aan almal kon openbaar, deurdat hy Lazarus, wat reeds dood was, uit die dood uit opgewek het. Nou vriende, Lazarus se suster Martha was eintlik verontwaardig, omdat Jesus nie vroeër daar opgedaag het nie, want sy sê uitdruklik vir die Here Jesus, sy sê, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. So dat 'n mens kry die gevoel dat sy verontwaardig was, dat Jesus so laat daar aangekom het. Maar vir my val die klem sonder enige twyfel as ek hierdie verhaal lees op Jesus se woorde in Johannes 11 vers 25, waar hy vir Martha gesê het, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, want dit is baie kosbare woorde. Dis 'n baie belangrike stelling wat die Here Jesus hier gemaak het. En eintlik hou hierdie stelling 2 belangrike dinge in, en ek wil vanmôre met u daaroor praat. Hierdie teksvers sê heel eerstens, dis die woorde van Jesus, hy sê, ek is die opstanding. Nou vriende, daardeur het die Here Jesus sonder enige twyfel na sy eie opstanding uit die dood verwys, en dat hy die dood sou oorwin daardeur. So, wanneer die Here Jesus gesê het, ek is die opstanding, verwys hy na sy Vader, wat hom uit die dood sou opwek. Nou onthou net, die skrif leer ons, dat Jesus deur sy Vader uit die graf uit opgewek is. Dit wil sê dat die Vader, God die Vader, hom uit die dood uit opgewek het. Ons lees baie plekke in die skrif, lees ons dat God die Vader deur Jesus uit die dood uit opgewek het. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 14 byvoorbeeld, waar daar geskryf staan, want ons weet dat hy, in hoofletters, verwys na God, wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. So baie duidelik sê Paulus, dat God die Vader het die Here Jesus opgewek, maar die Here Jesus sal ons eendag uit die dood uit opwek, as ons sou sterwe. Dat is natuurlik nou nog veral Jode wat die Here Jesus se opstanding uit die dood bevraagteken. Daar's baie ander seker ook wat sy opstanding uit die dood bevraagteken, nie vanmôre saam met ons die opstanding van die Here Jesus vier nie. Maar dit het alles begin by die leuns wat die Romeinse soldate versprei het, omdat die Joodse owerpriesters hulle omgekoop het om leuns oor die Here Jesus se opstanding te versprei. Hulle het gelieg. Hulle het gesê Jesus se liggaam is deur sy disippels gesteel. Matteus 28 vers 12 tot 15 spel dit uit. Daar skryf Matteus, hy sê, en nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. So wat sê die owerpriesters? Moenie bekommerd wees nie, as die goewerneur hoor dat sy liggaam gesteel is, of dat hierdie storie versprei word, ons sal vir julle beskerm, ons sal vir julle intree by die owerpriester, of by die goewerneur. Hulle het toe die geld geneem, is nou die Romeinse soldate, en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe, dat die Here Jesus sy liggaam uit die graf deur sy eie disippels gesteel is. En dit, terwyl ons uitdruklik leer, dat die grafsteen voor die opening van die graf, waarin Jesus neergelê was, verseël was, en dat daardie graf deur Romeinse soldate bewaak was. Kom ek lees vir u 'n bietjie, wat staan daar in Matteus 27 vers 65 en 66. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit
soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker, deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. So wat het hierdie Jode gedoen? Hulle het gegaan, want hulle was bang, dat dit dalk 'n werklikheid sou wees, en hulle gaan verseël die steen wat voor die graf van Jesus gerol was. En boonop was daar ook wagte, Romeinse soldate, wat daar die graf opgepas het. Daar was baie meer as net een wag, wat die Here Jesus se graf bewaak het. In Matteus 28 vers 4 staan daar geskryf, en uit vrees vir hom, dis nou toe die engel verskyn het en die grafsteen weggerol het, staan daar uit vrees vir hom, het die wagte, verwysende na meer as een, gebewe en soos dooies geword. Dit verwys ook na meer as een. So was verskeie wagte, wat die graf van die Here Jesus opgepas het. So daar was 2 voorsorgmaatreëls getref. Die eerste was, dat die grafsteen verseël was, en dat daar wagte was, wat nag en dag, vir daardie 3 dae en 3 nagte, die graf van die Here Jesus opgepas het. Tog weet ons verseker, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en dat daar baie duidelike bewyse in die skrif is, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Vriende, ons lees in die eerste 3 evangelies, naamlik Matteus, Markus en Lukas, dat Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, as ook Salome en Johanna, die eerste oggend van die week, dit wil sê Sondagoggend, baie vroeg by die graf van die Here Jesus opgedaag het. So hulle het moontlik net na 6 die oggend het hulle by daardie graf opgedaag, want die Sabbat was van 6:00 die aand tot 6:00 die oggend. So hulle het vroeg daardie oggend by die graf van die Here Jesus opgedaag. Die 11 disippels van die Here Jesus en hierdie vrouens wie se name genoem word, het 'n baie lae profiel gehandhaaf op die Sabbatdag wat Jesus in die graf was, uit vrees vir die Jode, terwyl hulle almal geworstel het met die kruisiging van hulle meester. So hulle het nie eens uitgekom waar hulle was nie, hulle daar in hulle wonings, en die disippels natuurlik in die boventrek weggekruip, omdat hulle bang was vir wat die Jode aan hulle sou doen, omdat hulle volgelinge van Jesus was. Maar daardie 4 vrouens, wie se name vermeld word in die skrif, het die oggend, soos ek reeds gesê het, net na 6, Jesus het op die Sondag opgestaan, so Jesus het eers opgestaan, kort daarna het hulle net voor die dag gebreek het, en die eerste dag aangebreek het van die week, het hulle by Jesus se graf opgedaag. Hoekom? Om sy liggaam te salf. Hulle gaan met salfolie om die liggaam van Jesus te salf, want hulle het gehoop om sy liggaam daar te kry. Matteus skryf dat daar 'n groot aardbewing was, en 'n engel van die Here uit die hemel neergedaal het, en die steen voor die opening van daardie graf weggerol het. Hierdie engel se voorkoms word ook beskryf in Matteus baie mooi, was soos 'n weerlig, en sy kleed was so wit, so sneeu. En baie interessant dat Jesus, sy engele, sy volgelinge 'n wit kleed dra. Die wagte wat Jesus se graf bewaak het gebewe, sê die woord, en soos dooies geword en van vrees vir die engel wat daar opgedaag het en die grafsteen weggerol het. Sy teenwoordigheid het vrees ingeboesem. Kommentaarskrywer sê, hulle het soos dooies op die grond geval, maar die skrif sê dit nie. Maar kort daarna het die vrouens vermoedelik by die oop graf aangekom, terwyl die engel op die steen gesit het, wat hy voor die graf van Jesus weggerol het. En toe hy hierdie vrouens daar sien aankom by die graf, het hy hulle meegedeel wat gebeur het. Hy het vir hulle gesê, kom ek lees vir die Matteus 28 vers 5 tot 7, hy sê, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, hy wys hulle nog die graf. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Nou vriende, baie duidelik het hulle gesien, die graf is leeg, die disipel of die engel het met hulle gepraat, die engel het vir hulle gewys, die graf is leeg, hulle het gesien, die grafsteen is weggerol. En dit was alles 'n teken
dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy die dood oorwin het, en daarom kan ons vanmôre sê, ons meester Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Maar steeds, vriende, het die realiteit van Jesus se opstanding uit die dood nog nie tot hierdie vrouens deurgedring nie. Hulle het nog nie besef wat werklik daar gebeur het nie. Daarom het hulle weggehardloop van die graf af om die disippels te gaan vertel wat daar gebeur het. Maar wat het hierdie vrouens ervaar? Hulle het die getuienis heel eerstens van 'n engel gehoor. Hulle het self gesien dat die steen voor die opening van daardie graf weggerol was en dat die engel op daardie klip gesit het, op daardie steen wat voor die graf was. Hulle het ingegaan en hulle het die graf self gesien en opgemerk dat hy leeg was. Hoor wat staan daar in Matteus 28 vers 8 geskryf, en het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, gemengde gevoelens, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Maar dan lees ons natuurlik ook in die evangelie van Johannes, naamlik Johannes 20 vers 2 tot 9, lees ons hoe dat Maria Magdalena, die een vrou wat by die graf van Jesus was, hoe sy vooruit gehardloop het om hierdie boodskap met die disippels van Jesus te gaan deel. Kom ek lees dit vir u. Daar staan geskryf, Johannes skryf, sy, verwysende na Maria Magdalena, hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het. Nou, dit was Johannes, want Johannes was Jesus se liefling disipel. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So, sy probeer eintlik daardeur sê hulle het Jesus se liggaam gesteel, weggevat. Sy weet nie waar die liggaam van Jesus is nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf en die twee het saam gehardloop. Die ander disipel het vooruit gehardloop. Met ander woorde, Johannes het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. Dis die typiese Simon Petrus, die voortvarende, hy gaan dadelik in die graf en hy sien die doeke lê. Vers 7 sê, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. So wat het hy geglo? Dat Jesus nie daar is nie. Hy glo vir Martha en Maria Magdalena. Vers 9 sê, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Nou vriende, hierdie skrif wat ons gelees het, sê eintlik vir ons twee baie belangrike dinge waaroor ons moet praat. Heel eerstens, dat nie Maria Magdalena of Petrus en Johannes mooi verstaan en begryp het, dat die Here Jesus uit die dood moes opstaan nie. Al het die engel dan ook vir Maria Magdalena gesê, kom kyk, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, die graf is leeg. Sy het dit nog steeds nie verstaan nie, en al het Jesus verskeie kere vir sy disippels die lering gegee en vir hulle gesê, dat hy gaan sterf en dat hy in die graf neergelê word, en dat hy na 3 dae uit die doodheid gaan opstaan. Was hulle steeds sonder begrip? Is dit nie baie keer hoe ons as mense ook is, sonder begrip terwyl ons die woord lees en oor lees nie? Maar daardie disippels het nie net die leë graf gesien nie, hulle het ook die doeke een kant gesien lê, die doeke wat om die liggaam van Christus was, het een kant gelê, en die doek wat om sy hoof was netjies opgerol en die het op 'n ander plek gelê. En dit het 'n duidelike boodskap gegee dat Jesus rustig die doek van sy hoof afgehaal het en mooi opgerol het. Maar dan lees ons ook dat Jesus aan verskeie mense verskyn het. Nodig dat ons daaroor moet praat. Eerstens het Jesus verskyn aan die 3 vrouens wat by die graf was saam met Maria Magdalena. Maar Maria Magdalena was nou nog by die graf. En hierdie vrouens was in die tuin naby die graf. Maria, Johanna en Salome. In gehoorsaamheid aan die engel het hierdie vroue van die graf natuurlik weggegaan om in alle haas
vir die disippels te gaan vertel dat Jesus nie meer in die graf is nie, maar dat Jesus opgestaan het of dan miskien dat sy liggaam weggeneem is. En omdat Maria Magdalena vooruit gehardloop het, het hulle daar in die tuin agtergebly en intussen het Jesus aan hulle verskyn. Hulle het hom dadelik erken en oorstelp van vreugde het hulle voor hom neergeval, sy voete aangeraak en hom aanbid. Dit lees ons in Matteus 28 vers 9. So, heel eers het Jesus aan hierdie 3 vrouens verskyn. Daarna het Jesus aan Maria Magdalena verskyn, wat deur Jesus van 7 bose geeste bevry was. So sy het 'n baie spesiale plek in haar hart vir Jesus gehad. Jesus het haar van demone bevry, bose geeste bevry, en daarom het sy haar vrymaking soveel meer waardeer. Sy het nadat sy vir Petrus en Johannes van Jesus vertel het, dat iemand die liggaam van Jesus gesteel het sy teruggekeer na die graf toe. Daar het sy gestaan en geween, leer die skrif ons, en toe het sy 2 engele gesien, in plaas van die eerste engel wat alleen daar was, wat die grafsteen weggerol het, sien sy skielik 2 engele. En hulle het vir haar gevra waarom sy so geween het. Een van daardie engele het haar gevra. Sy het gedink dit is engele. Waarop sy geantwoord het, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So baie duidelik sien ons, dat die Here Jesus met haar gepraat het. Sy het omgedraai, en Jesus in die oë gekyk, en sy het nie besef dis Jesus nie. En toe hy vir haar vra, Maria, op die manier wat hy met haar gepraat het sy omgedraai en vir hom gesê, Rabboni, en dit beteken meester, en toe sê Jesus vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader. Kyk hierdie mooi boodskap wat Jesus vir haar gee. Ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. So wat sê Jesus vir haar? Jesus sê vir Maria Magdalena, gaan terug na die disippels toe en sê, jy het my gesien, ek gaan terug na my vader toe. Derde het Jesus aan Petrus verskyn. Nou vriende, Jesus het op daardie opstandingsoggend ook iewers op 'n kol aan Petrus, Simon Petrus verskyn. Waar en hoe weet ons nie. Ons lees nie in die skrif hoe en waar Jesus aan hom verskyn het nie. Maar Petrus was die eerste van die 11 disippels aan wie die Here Jesus verskyn het. Jesus verskyning aan Petrus het vir die ander disippels baie gewig gedra, want hy het gaan getuig teenoor hulle dat Jesus aan hom verskyn het en dat hy weet Jesus lewe, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Maar nou dat ook Petrus die Here Jesus gesien het, kon die ander disippels met vrymoedigheid getuig, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Dit was hulle woorde. Die Here het waarlik opgestaan, as hulle met mekaar gepraat het, Lukas 24 vers 34, dan het hulle gesê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Petrus of aan Simon verskyn. Daarna het Jesus natuurlik aan die 2 Emmausgangers verskyn, waarvan ons lees in Lukas 24 vers 13 tot 35, daar is ook ander plekke waar ons lees van hierdie Emmausgangers. Dit was laat die middag van Jesus se opstanding, toe 2 van Jesus se volgelinge, hulle was nie sy disippels nie, maar hulle was ander volgelinge van Jesus, onderweg was vanaf Jerusalem na die dorpie Emmaus. Die een se naam was Kleopas. Ek sien kommentaarskrywers sê is eintlik Klopas. Maar kom ons sê maar Kleopas, en hy was die man van Maria, die moeder van Jakobus, wat een van die 4 vrouens was, wat na Jesus se graf opgegaan het, en aan wie die Here Jesus heel eerstens verskyn het. En dan nou, hy het eerstens aan 3 vrouens verskyn. Hulle was Maria, en Johanna, en Salome. So is haar man, wat een van die Emmausgangers was. En dan sien ons, hierdie 2 manne was druk in gesprek oor die dinge wat die afgelope tyd in Jerusalem gebeur het, rondom Jesus se gevangenisneming, sy verhoor, sy kruisiging, die feit dat hy in die graf neergelê was, al hierdie dinge.
En hulle was diep beswaard oor alles wat met Jesus gebeur het, want hulle het verwag dat hy die redder van die volk sou wees. Terwyl hulle oor al hierdie dinge gepraat het, want hulle het in diepte daaroor gepraat het, Jesus is 'n vreemdeling by hulle aangesluit. Maar hulle was gesluier om hom nie dadelik te herken nie. Hulle het hom nie dadelik herken, geweet dat dit Jesus was nie. En hy het hulle uitgevra oor dit alles waaroor hulle gepraat het. En hulle was natuurlik baie verslaan dat die Here Jesus nie van alles geweet het nie, want hoe kan hy van Jerusalem afkom en hy weet nie van al die dinge wat daar gebeur het nie. Jy weet, as in 'n klein dorpie iets gebeur, dan weet almal dit. Belangstellend vra die Here Jesus hulle uit oor die gebeure, waarna hulle hom toe die verhaal vertel van Jesus van Nasaret, wat deur die owerpriesters van die Jode oorgelewer en gekruisig is. So hulle vertel hom nou, ek glo redelik breedvoerig het hulle hom al hierdie dinge vertel. Kleopas vertel hom toe verder hoe hulle gehoop het dat dit hy was wat Israel sou verlos uit die hand van hulle vyande. Maar nou was hy al 3 dae dood en in die graf. En dis is al die hoop verydel dat hy dan nou hulle Messias sou wees, hulle redder sou wees. Jesus begin te deelneem aan hierdie gesprek en hy berisp hulle omdat hulle harte het wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Gaan lees 'n bietjie Lukas 24 vers 25. As hulle maar net die skrifte verstaan het, dan sou hulle geweet het dat die Christus al hierdie dinge moes deurmaak, dat hy moes ly, dat hy gegeesel sou word, dat hy gekruisig sou word en dat hy sou opstaan en die heerlikheid moes ingaan. En daarom het Jesus vir hulle die skrifte uitgelê oor die profeseë rondom die koms, rondom die lyde van die Messias, die koning van Israel, die koning van die Jode, wat hulle nie herken het nie. Hierdie vreemdeling gee toe te kenne, toe hulle nou klaar so op die pad geloop het, toe word dit al donker, toe gee hy te kenne dat hy verder wou gaan, maar dit was reeds sterk skemer, en daarom dring dit by hom aan, dat hy by hulle moes tuis gaan. Sê nee, dit is nou te laat, jy kan nie verder gaan nie, gaan saam met ons tuis. En dan sê ons, Jesus het daardie uitnodiging aangeneem en kort nadat hulle tuis gekom het, het hy saam met hulle aan tafel gegaan. Hier gebeur 'n baie interessante ding. En toe neem hy die brood aan daardie tafel. En nadat hy gedank het, breek hy die brood en hy bedien hulle daarmee soos hy dit by die laaste maaltyd ook aan sy disippels gedoen het. So hy hou saam met hierdie 2 manne en seker hulle families, of wie ook al daar was, bedien hy die nagmaal. Hy breek die brood, hy bedien hulle met die nagmaal, en daardeur gee te kenne dat hy die seun van God is. En skielik verdwyn hy uit hulle midde, sonder dat hulle kon sien waarheen hy gegaan het. Kan ons onsself die verbasing indink wat daar by hierdie 2 Emmausgangers was, en as miskien was daar nog huisgenote saam aan die tafel, die verbasing wat daar was, dat Jesus skielik uit hulle midde verdwyn het. En hulle het na mekaar gekyk, en nou sê die skrif, en vir mekaar gesê, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Lukas 24 vers 32. Hulle sê, wat 'n voorreg was dit nie, om hom in ons midde te hê. Hulle weet dit was Jesus. En net daarna het Jesus aan sy disippels verskyn, daar in die bofortrek wat hulle toegesluit het, hulle het die deur toegesluit, dat die Jode nie daar kon inkom nie, want hulle het die Jode gevrees, omdat die Jode Jesus gekruisig het. Hulle was bang vir hulle. Hulle het die hele Sabbat daar in die bofortrek deurgebring. Hulle was bang vir die Jode. En hulle daardie aand, met die opstanding van die Here Jesus, op die eerste dag van die week, Sondag aand, het Jesus aan hulle verskyn. Hulle het natuurlik reeds die blydskap saam met Petrus gevier, dat Jesus aan hom verskyn het, en Petrus het dit met hulle gedeel, dat Jesus aan hom verskyn het. Nogtans was hulle verbaas toe Jesus skielik in hulle midde verskyn het. Hy het hulle gekalmeer, het hulle gesê, wees net kalm, vrede vir julle, waarna hy sy hande en sy sy met die wonde vir hulle gewys het.
Ons sien ook later dat die Here Jesus aan die ongelowige Thomas, wat vermoedelik nie toe daar was nie, sy wonde aan sy sy en sy hande vir hom gewys het. En nadat die Here Jesus daar met hulle gepraat het en self saam met hulle geëet het, vis en roosterkoek, vis geëet het en heuningkoek geëet het, het die Here Jesus aan hulle opdrag gegee om uit te gaan in die wêreld en om die evangelie te gaan verkondig, dat Jesus red. Hulle moes gaan vertel dat Jesus die Messias is en dat hy red. Lukas skryf nog natuurlik baie interessant dat Jesus hulle beveel het om eers te wag op die belofte van die Heilige Gees. So hy sê, voordat julle uitgaan, wag eers op die belofte van die Heilige Gees. Maar Johannes vertel dat Jesus oor hulle geblaas het en dat hulle die Heilige Gees ontvang het. So nou, waar was, sal ons nie weet nie, of hulle reeds die Heilige Gees voor die tyd ontvang het, sal ons nie weet nie. Maar gaan lees gerus Lukas 24, vers 36 tot 49 en ook so Johannes 20 vers 19 tot 23. Maar wat wil ek vanmôre vir u sê? Ek wil vir u sê, die Here het opgestaan. Jesus het waarlik opgestaan. En dis wat Jesus se disippels getuig het, nadat Petrus dit met hulle gedeel het. As Jesus nie uit die dood het opgestaan het nie, sou daar geen opstanding uit die dood plaasgevind het nie. Jesus was die eerste wat uit die dood het opgestaan het en lewe tot in alle ewigheid. Toe Jesus daar in die kruis gesterf het, toe hy sy asem uitgeblaas het, die graf toe oopgegaan, daar het liggame opgestaan, maar weet jy wat, daardie liggame het weer gesterf, hulle is weer in die graf neergelê. En daarom het Jesus gesê, ek is die opstanding. En as iemand werklik opgestaan het, Jesus hom opgewek het, dan sal hy vir ewig opstaan en vir ewig lewe. En omdat Jesus waarlik opgestaan het uit die dood, en die dood oorwin het, daarom sal elkeen wat in Christus gesterf het, elkeen wat 'n weergebore Christen is, elkeen wat 'n ware volgeling van Jesus is, sal hulle ook opstaan, wanneer die grafte oopgaan by Jesus se koms, wanneer hy kom op die wolk om sy bruid te kom haal, gaan die grafte oop, almal wat in Christus gesterf het, sal opstaan. Daardeur moet ons een ding besef, en dit is baie belangrik dat ons dit vanmôre vir mekaar sal sê, en dit is dat die Christelike geloof die enigste geloof is, wat hoop vir ons inhou vir die lewe na hierdie lewe op aarde. Daar's 'n lewe na hierdie lewe. Daar's hoop vir 'n lewe na hierdie lewe. Dit is wat die Christelike geloof vir ons inhou. Daar's geen ander geloof wat daardie hoop aan sy volgelinge bied nie. Ek wil vir julle 'n paar beloftes voorhou uit die woord van die Here. In Romeine 8 vers 11 staan daar geskryf, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, verwys na die Heilige Gees van God. As die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur die Gees wat in julle woon. So sien nie, as die Heilige Gees in jou en my hart woon, sal God ons lewend maak, omdat die Gees van God in ons harte woon. En dis die Heilige Gees wat aan ons wedergeboorte skenk. Daar's verseker, vriende, 'n opstanding van alle vlees wat in Christus gesterf het. Almal wat bely het dat Jesus hulle verlosser is, elkeen wat wedergebore is, elkeen wie se naam in die boek van die lewe opgeskryf is, wie God as hulle Vader het, hulle sal opstaan uit die dood. Vir baie sal daardie dag wees by die wegraping, wanneer die Here Jesus op die wolke kom om sy bruid te kom haal. Dan gaan die grafte oop, dan gaan die heiliges opstaan, die gereddes, waarvan ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 16, en ook ander plekke. Daar staan geskryf, want die Here self, verwys na Jesus, sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Hy roep na sy volgelinge met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat nou uit die grafte uit opgestaan het, op wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde.
Maar hoor hoe vul die woord van die Here dit aan. In 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 het Paulus geskryf, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy is die eersteling, of hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy het opgewek, hy is opgewek uit die dood, hy lewe tot in alle ewigheid. Vers 21, want aangesien die dood deur 'n mens is, verwys na Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, en dit verwys na Jesus. Ons het die sonde ontvang, ons het geestelik gesterf as gevolg van die sondeval, deur Adam, maar ons ontvang die lewe in Christus, wat die tweede Adam is. En nou sê hy, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, binne mooi, by sy koms. Almal wat aan Christus behoort by sy koms, sal opgewek word, hulle sal opstaan uit die dood. Sê hierdie skrif uitdruklik vir ons in 1 Korintiërs 15 vers, dit is gelees daar van 20 tot 23. Dan lees ek ook vir die 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 54, waar Paulus verder skryf, hy sê, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed, dit wat ek nou is, die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Verganklikheid is hierdie liggaam. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, want as Christus môre kom, het ons nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, hoor nou wat sê, vers 52, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, wanneer die basyn geblaas word, kom Jesus op die wolke, by die laaste basyn, wanneer die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, ons sal almal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. Sien jy baie duidelik, vriende, ons ontvang 'n verheerlikte liggaam, ons ontvang 'n volmaakte liggaam, 'n geestelike liggaam, sonder gebrek, 'n liggaam wat nie weer kan sterf nie, en siekte kan ervaar nie. So by die koms van die Here Jesus, in 'n oomblik, in 'n oogwink, word ons verander, ontvang ons hierdie volmaakte liggaam. Nou lees ek vir 1 Korintiërs 6 vers 14 wat sê, en God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Deur die krag van die Here Jesus sal ons opgewek word. Maar na die opwekking wag daar 'n ewige lewe op Jesus se ware volgelinge. Ons word nie net opgewek nie, ons gaan vir ewig by Jesus wees, ons gaan vir ewig by God wees, ons gaan vir ewig lewe. Daarom het Jesus gesê vir Martha, het hy gesê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wat sê Jesus? Ek wek julle op en ek gee julle 'n lewe tot in alle ewigheid. En daarom sê Jesus in Johannes 11 vers 25 vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. En nou gaan hy verder, hy sê, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. So mense gaan reeds lewe, maar wanneer Jesus die liggaam opgewek het, en vir ons nuwe liggame gegee het, en daardie gees van my in daardie liggaam kom woon, gaan ons vir ewig lewe. In vers 26 het Jesus vir Martha gesê, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit, het hy vir haar gevra, en sy het gesê, ja Here, ek glo dit. Nou vriende, Jesus wek elkeen uit die dood op, om aan hulle 'n verheerlikte en 'n onsterflike liggaam te gee, sodat hulle 'n onsterflike ewigheid saam met God en saam met Christus in die nuwe stad Jerusalem kan deurbring. Wat 'n wonderlike gedagte. Ons ontvang 'n verheerlikte liggaam, ewig by God en Christus in die hemel te wees. Hoopelik verstaan ons nou die sin en die waarde en die betekenis van Jesus se opstanding en ook ons opstanding wat tot die ewige lewe sal lei. Maar die skrif leer ons dat daar aan die einde weer 'n opstanding van al die ander liggame sal wees, en dit is na die 1000-jarige vrederyk. Kom ek lees dit vir u. Openbaring 20 vers 5 sê, en die ander dode het nie herlewe
tot die 1000 jaar voleindig is nie. Na die groot verdrukking, en dan kom die 1000-jarige vrederyk en sê Jesus, dan gaan eers die liggame opstaan. So baie duidelik lees ons in die woord van die Here, daar gaan nog 'n opstanding wees, maar aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, maar wanneer Jesus kom op die wolke, kom haal hy sy bruid, hy kom haal sy kinders. Gaan u deel wees van Jesus se opstanding? Gaan hy vir ewig by Jesus en God die Vader die hemel wees? Maak seker, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u die opstanding en die lewe is. Ons aanbid u daarvoor, ons sê dankie vir u woord, ons sê dankie vir dit wat u vir ons geleer het, en dankie dat ons u opstanding vanmôre kan vier en sê, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, en hy lewe om aan ons die ewige lewe te gee. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. My wonderlike vriende, 'n geseënde dag vir u. 'n baie geseënde dag wens ek u toe. Vier die opstanding van Jesus, die lewe wat hy vir ons gee. Totsiens.